Here God, dankie vir die woorde en die waarheid en die liefde. Dankie dat ons oor U kan praat en oor die liefde vir ons kan praat en oor die beskerming vir ons kan praat. Dankie Here dat U ons onderhou. Ons kan weet dat U 'n God is wat vir ons omgee, 'n God is wat lief is vir ons. Here, maar dat U ook 'n God is wat verhouding soek met ons. Wat ons tyd soek, wat ons aandag soek. Ons kom vanoggend na U toe in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus, en ons eer die Here vir wie U is. Here, dankie vir die beskerming oor ons lewens. Dankie dat U ons veilig hou, dat U ons toevou. Vader, maar kom vra vanoggend dat U 'n muur van vuur en 'n ketting van engele om elkeen van ons grondgebiede, ons besighede, ons finansies en ons verhoudings sal plaas en dat U dit so sal beskerm. En Vader, ek vra dat U ons sal veilig hou. Dat U dit om ons sal hou, dat ons soos in die middel van 'n storm is, maar dat U ons toehou, Here. Here, dat U ons beskerm en dat U sou kom en ons eiendomme beskerm, Vader. Here, dat U ons gedagtes beskerm. Here, die goed wat om ons gebeur, wat maak dat ons gedagtes deur mekaar hardloop, en gee ons so vir U en ons vra dat U ons gedagtes beskerm. Vader, U het op elkeen van ons se lewe 'n roeping geplaas, 'n spesifieke roeping. En ek vra dat U vir ons die krag en die wysheid sal gee om hierdie roeping uit te leef, die middele, Vader, om te doen dit wat U wil hê ons moet doen. Vader, dat U die pad vir ons sal wys waar ons moet loop, die deure sal oopmaak wat moet oopgaan en toemaak wat moet toegaan. Ja, Vader, en waar dit party dae te moeilik vir ons raak, vra ek dat U vir ons sal oplig. Ek vra dat U vir ons die maat van die Heilige Gees sal gee wat ons nodig het om dit te doen wat U wil hê ons moet doen. Ja, Vader, ons is mense en soms raak ons moedeloos en soms wonder ons kom gee dit so vir U. Ons vra, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Laat U wil geskied met ons lewens. Vorm ons, maak ons, soos pottebakker met klei maak. Vader, maar maak ons in bruikbare items, wat in U koninkryk kan ingaan en 'n verskil maak. Vader, ek vra waar ons vanoggend besig is met die woord, dat U dit sal seën, dat U die woord sal uitlig vir ons, Heilige Gees, dat ons die woord sal kan inneem, en dit soos lewende water uit ons sal vloei. Ons bid dit so in Jesus se naam. Amen. Ons het laas keer gepraat oor Johannes se getuienis oor Christus Jesus. Dit was nadat sy eie disippels by Johannes die Doper kom en hulle kla dat Jesus nou meer mense na hom toe trek is wat Johannes op die oomblik doen. In die volgende gedeelte doen Johannes dieselfde as wat hy in vers 16 tot 21 gedoen het. Hy som op en hy gee duidelikheid vir ons oor wat aangegaan het in die vorige gedeelte. In dit fokus hy op die persoon van Christus Jesus. Hy fokus deur die hele evangelie op die glorie en op die verheerliking van Jesus. Hy gaan nou bou op Johannes die Doper se getuienis en hy doen dit om ons beter te laat verstaan oor die heerlikheid van die een wat sy bediening nou begin, die heerlikheid van Christus. Kom ons lees saam vers 31 tot 36 van Johannes 3. Vers 31, hy wat van bo af kom, is bo almal. Hy wat van die aarde is, behoort by die aarde, en hy praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Want hy het gesien en gehoor, wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar, het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief
en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Het julle die kraai gehoor? Ja. Wat beteken 'n kraai? Voorsiening. Ja, kraai beteken voorsiening, want die kraai het vir die profeet vleis gevat, nadat hy die Baal-profete verslaan het en moedeloos gelê het, die kraai vir hom vleis gebring. Ons hoor nie somme hierdie tyd van die jaar kraaie nie. Hierdie is dan die woorde wat ons het van die apostel Johannes. Ons lees gou weer vers 31 om te sien hoe Johannes hierdie gedeelte begin. Hy wat van bo af kom, is bo almal. Hy wat van die aarde is, behoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Van bo af verwys na die hemel. Jesus kom van bo af en die een wat van bo af kom, is bo almal. Jesus is die groter, die belangriker een, omdat sy oorsprong van bo is. Die Griekse woord wat hier vertaal word na van bo, word in sommige vertalings in vers 3 vertaal na born from above. Die basis van die hemelse wedergeboorte word moontlik gemaak deur Jesus se oorsprong uit die hemel uit. Jesus is dan bo almal, groter as almal en belangriker as almal. Nou hierdie is baie belangrik vir vandag. Daar is in ons en die jeug se lewens 'n nuwe groep mense wat 'n groot invloed het en hulle word dan ook die influencers genoem. Hulle oorheers sosiale kanale en maak baie geld. Maar wat vir ons belangrik is, hulle neem baie tyd van baie mense op. Aan die ander kant het ons die nuus en ons het al die dinge wat in die wêreld aangaan. Johannes sê, Jesus kom van bo af. Jesus is belangriker as al hierdie dinge. Nou as dit in ons lewens is, as dit so in ons lewens is, watter prioriteit neem Jesus op in ons lewens? Hoeveel tyd gee ons aan hom? Ek weet ek is skuldig. Ek kan baie maklik iets vind wat belangriker is vir die dag, as om eerste by die belangrikste een uit te kom. Die groter vraag is, hoe maak ons vir Jesus die belangrikste influencer? In die wêreld wat op sosiale media leef. Sosiale media is dalk 'n goeie plek om van Jesus te hoor, maar ons kan nie 'n verhouding bou met Jesus op sosiale media nie. Daarvoor het ons 1-tot-1 tyd met Jesus nodig. Maak ons hierdie 1-tot-1 tyd nog 'n prioriteit. Johannes sê, die wat van die aarde is, behoort eenvoudig aan die aarde. Die hemel is onbeperk, die hemel is oneindig. Die aarde is beperk en die aarde het 'n einde. Die hemel is ewig, die aarde is tydelik. Die aardse persoon praat soos een van die aarde. Profete soos Johannes die Doper kan profeteer, maar hulle kan slegs profeteer oor dit wat God vir hulle gegee het. Uit hulle self het hulle geen toegang tot die hemelse geheime en die geboorte van bo nie. Nikodemus, die leermeester van Israel, kon probeer verduidelik wat in God se geïnspireerde skrifte staan, maar het beperkte vermoëns gehad om dit te begryp. Beskou ons vandag nog vir Jesus as die een wat van bo af kom, die een wat groter is as almal. Ja, ons verstand glo dit, maar glo ons hart dit, en meer belangriker, leef ons asof ons dit glo. Ek in Jesus en Jesus in my, leef ons daardie lewens vandag. Kom ons kyk na vers 32 en 33. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. Jesus kom na die aarde toe met dit wat hy in die hemel gesien en gehoor het. Hy kom getuig daaroor op aarde. Jesus kom met 'n hemelse perspektief en getuig oor dit wat hy op aarde sien. Johannes sê, die een wat van die hemel afkom met die getuienis uit die hemel uit, sy getuienis
word nie aanvaar nie. Jesus kom nie om die regering en die wette te probeer verander nie. Hy kom bring getuienisse om mense se harte aan te raak, om mense se harte te verander. So dikwels dink ons moet van bo af werk, begin by die belangrike mense, en as hulle harte draai, dan gaan hulle baie aanraak. Jesus begin egter van onder af. Jesus begin by die vissermanne. Johannes sê, Jesus bring die grootste en die belangrikste getuienis in die geskiedenis. En hierdie getuienis van Jesus word deur mense verwerp. Johannes volg nou dieselfde volgorde as in hoofstuk 1. In verse 10 tot 11 van hoofstuk 1 kry ons dat die wêreld God verwerp het. En dit word in vers 12 en 13 gevolg deur die baie wat God aangeneem het. Hier kry ons in vers 32, hier kry ons verwerping in vers 32 en ons kry aanvaarding in vers 33. Hier is die fokus egter op God. Die wat die goddelike waarhede aanvaar en die getuie uit die hemel Christus Jesus aanvaar, verklaar dat God geloofwaardig is. God is die een wat sy seun gestuur het, volgens sy reddingsplan. Johannes skryf later dat Christus die waarheid is, en hier het ons dat God geloofwaardig is. Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Ons het die woord bevestig in die vers, wat nie nou veel klink nie. In Engels gebruik hulle certify of affirm. Nou as ons na die Griekse woord kyk, wat Johannes gebruik het, kry ons 'n wetlike term. Dit is die woord wat gebruik is vir die toemaak, of soos hulle gedoen het, die seël van 'n wetlike dokument. Die seël wat daarop geplaas is die verklaring dat hierdie dokument die waarheid is en dat hierdie dokument geldig is. Wat ons dan hier het, is 'n seël wat verklaar dat dit 'n wettige besluit is. Die wat Johannes se getuienis aanvaar, word dan getuienisse van die waarheid wat Jesus spreek. Nou kyk ons na vers 34 en 35. Vers 34. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. In vers 34 sien ons wie agter elke woord is wat Jesus spreek. Ons kry dan ook die beeld van die drie eenheid van God hier. Jesus is nie alleen op aarde nie. Ons het God wat hom stuur en ons het die Heilige Gees wat hom vul met sy kragtige teenwoordigheid. Wanneer Jesus praat, spreek hy die woorde van God. Luister na wat Jesus sê oor sy woorde. Johannes 6 vers 63. Dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees wat lewe gee. Die woord van Jesus is gees en lewe, want dit is die woorde van God. Dit is egter ook die woorde van die ewige lewe. Luister na wat Simon Petrus hieroor sê. Johannes 6 vers 68. Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe gee. Jesus is deur God gestuur as God se ambassadeur van die hemel. En wanneer hy praat hy slegs die woorde van God. Jesus begin dan sy bediening na sy doop met die volheid van die Heilige Gees in hom. God gee die Heilige Gees in volledigheid aan Jesus. Elkeen van ons ontvang die Heilige Gees na gelang van ons roeping of dit wat nou op die oomblik in ons lewens gebeur. Ons het nie die volheid daarvan nie. Jesus het egter die volheid van die Heilige Gees gehad. In vers 35 sien ons dat God die Vader die Seun liefhet en dat hy alles in sy hande gee. God die Vader se liefde is onbeperk. Dit ken geen perke nie. Johannes 5 vers 20. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy doen. Hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. In Johannes 10 vers 17. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê en om dit weer op te neem. In Johannes 15 vers 9. Soos die Vader my liefhet,
het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Net so is die Heilige Gees en die autoriteit van Jesus oor die skepping. Dit bring ons terug daarby, dat Jesus die woord is wat geskep het, soos ons in Johannes 1 vers 3 en 4 gesien het. Jesus weet dat die Vader alles in sy hande plaas. Jesus bring dan redding na die mensdom, deurdat hy onbeperk autoriteit het en volkome gevul is met die Heilige Gees. Dit bring ons dan by die laaste vers van hoofstuk 3 en die keuse waarvoor elke mens te staan kom. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Soos in verse 19 tot 21 staan elke mens hier voor 'n keuse, om te glo in Christus Jesus, die Seun van God, en na die lig toe te kom, of om nie te glo nie en die donker lief te hê. Die res van die evangelie gaan dan aan met hierdie tema. Die Heilige Gees bring elkeen voor 'n keuse. Dit is nie iets waaroor ons onpartydig kan bly nie. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Johannes skryf hierdie in die teenwoordige tyd. Die persoon se ewige lewe begin deur die geloof in Christus Jesus. Aan die ander kant, wie ook al Jesus verwerp, sal nie die ewige lewe ontvang nie, nie in die huidige of in die toekoms nie. God se oordeel bly op die wat nie glo nie. In vers 18 het ons gesien dat die wat nie glo nie reeds veroordeel is. Hierdie veroordeling wag nie tot die finale oordeel nie. God se karakter het twee aspekte wat afhanklik van mekaar is: geregtigheid en liefde. Wanneer iemand God se liefde verwerp, plaas hy homself onder God se geregtigheid. Die geregtige God moet met oordeel optree teen die wat nie sy seun aanvaar nie. Ons fokus baie op liefde. Ons moet egter onthou en vertel dat net soos God se liefde 'n werklikheid is, net so is die geregtigheid en oordeel oor die wat nie in die Seun glo nie ook 'n werklikheid. God kan nie toekyk hoe iemand wat nie in die Seun glo aanhou sondig nie en dit ongestraf laat bly nie. Indien hy dit sou doen, sou hy nie meer 'n God van geregtigheid wees nie. Natuurlik gee dit nie vir ons die reg om te oordeel oor iemand nie. Elke ongelowige het nog steeds die keuse om sy lewe om te draai, om te begin glo in die Seun en om vergifnis te ontvang. Die vraag wat by my ook opkom is, hoekom sal hy begin glo as hy net weet van God se liefde en nie ook weet van God se oordeel nie? Ons het nou deur die Johannes 3 gegaan en ook aan die einde gekom van wat Johannes skryf oor Johannes die Doper. Dit is ook die einde van die eerste belangrike deel van Jesus se bediening. In hoofstuk 1 vers 11 sien ons dat sy eie mense hom nie aangeneem het nie. Ons gaan volgende kom waar Jesus uitreik na die wêreld toe, wat ons in hoofstuk 1 vers 10 gesien het. Jesus vat sy bediening na die Samaritane toe. Dit lei daartoe dat hy die redder van die wêreld genoem word. In hoofstuk 4 vers 42 lees ons, en hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. In verse 22 tot 30 lees ons oor Johannes die Doper se reaksie op die besef dat sy bediening tot einde gekom het. Hy sien die bruidegom en die bruid by mekaar kom en hy weet as strooijonker moet hy terugstaan en die fokus op die bruidegom en die bruid plaas. Dit is die begin van die messiaanse era. Johannes het sy taak suksesvol voltooi. Hy is nou bereid om terug te staan. Johannes het 'n roeping gehad, sy roeping voltooi en teruggestaan. Dit is ook vir ons 'n les vandag. In vers 31 tot 36 gee Johannes die apostel vir ons 'n opsomming van die waarhede wat nou geopenbaar is. Sy fokus is op die autoriteit van die een wat van bo is. Daar is 'n hemelse autoriteit agter wat Jesus kom bekend maak.
Die Heilige Gees gaan elkeen bring by 'n punt waar 'n keuse gemaak moet word vir Jesus of teen Jesus. Ons moet bid dat ons geliefdes wat nog nie hierdie keuse gemaak het nie, weer deur die Heilige Gees voor hierdie keuse gebring word. Dit bring ons dan by die einde van hoofstuk 3. Volgende keer gaan ons kyk na Jesus en die Samaritaanse vrou. Vir vandag gaan ons eers kyk na wie die Samaritane was of wie hulle eintlik is. Daar is nog steeds 'n klein groepie van 'n paar honderd Samaritane wat naby die berg Gerizim leef en wat nog steeds op hierdie berg aanbid. Kom ons kyk gou na die geskiedenis van die Samaritane. In die Bybelse tyd het hulle in sentraal Israel gebly. Dit was in die gedeelte wat aan die stamme Efraim en Manasse gegee is. Hierdie kon gesien gewees het as die grens tussen Judea in die suide en Galilea in die noorde. Hulle het hulle self beskou as ware Israeliete en ware aanbidders van God, van die God van Abraham, Isak en Jakob. So hoekom was hierdie Samaritane in afsondering? Hoe het dit gebeur? En omtrent die jaar 930 voor Christus kom daar skeiding in die koninkryk van Israel. Dit lei tot die noordelike koninkryk met Samaria as die hoofstad en die suidelike koninkryk van Juda met Jerusalem as die hoofstad. In 2 Konings 17 sien ons dat in die jaar 722 voor Christus die noordelike koninkryk deur Assirië verslaan word. Assirië besluit hulle kan doen met 'n paar van die Israeliete by hulle en hulle neem hierdie volk weg uit die land uit en dan stuur hulle terselfdertyd van hulle eie mense om tussen die oorblywende Israeliete te gaan bly. Daar vind dan troues plaas tussen hierdie twee groepe wat nou tussen mekaar woon. Dit het die gevolg van 'n bevolking wat nie suiwer Jode is nie en wat nie deur die res van Israel as Jode beskou word nie. Die res van Israel glo dan ook dat hierdie gedeelte van die land, die Samaritane, se geloof nie suiwer is nie. Wat het die Samaritane geglo? Hulle aanbid die een God van Israel. Hulle aanvaar Moses as die profeet, maar nie die ander profete wat in die Joodse geskrifte ingesluit is en vandag in ons Bybel ingesluit is nie. Hulle het wel die Sabbat onderhou, hulle het wel die besnydenis beoefen. Hulle het geglo dat daar 'n Messias kom wat hulle kom red. Daar was egter ook verskille. Ons het gehoor dat hulle net die eerste 5 boeke van die Bybel aanvaar en dat hulle glad nie die ander profete geglo het nie. Die grootste probleem vir die Jode was egter dat hulle geglo het dat dit in die geskrifte staan dat hulle op die berg Gerizim moet aanbid en dat die aanbidding van God nie in Jerusalem moet gebeur nie. So hoe het die spanning tussen hierdie twee groepe dan ontstaan? Toe die Jode in die jaar 538 terugkom en die tempel begin herbou, toe daag die Samaritane ook daarop en die Samaritane sê vir hulle, ons wil julle help om julle tempel te herbou. Ons lees daarvan in Esra 4. Die Jode beskou hulle egter as onrein en hulle laat nie hierdie Samaritane toe om hulle te help nie. Die Samaritane sê toe, as ons nie goed genoeg is vir julle nie, dan gaan ons teen julle wees. En daar begin onvriendelikheid tussen hulle. Daar bestaan wantroue tussen hulle, dit lei tot 'n godsdienstige stryd oor wie reg is en wie verkeerd is. En dit lei ook tot 'n skeiding op sosiale vlak. In Jesus se tyd het die Jode en die Samaritane mekaar heeltemal geïgnoreer. En Jesus het hierdie ding dat hulle mekaar ignoreer gereeld uitgedaag. Ons gaan dit sien in die gedeelte van die Samaritaanse vrou by die put. Ons sien ook dat Jesus die goeie Samaritaan uitbeeld as die een wat die regte hart het. En in Lukas 17 sien ons 10 wat terugkeer nadat Jesus 'n groep melaatses genees en hy lig die Samaritaan tussen hulle uit. Dit is dan die groep wat ons ken as die Samaritane. Jesus begin sy bediening gestuur deur God en gelei deur die Heilige Gees. Hy kom as God se ambassadeur om God se woorde te spreek. Ek het in Johannes 3 baie daarna verwys
dat nie Jesus of sy disippels oor God se liefde gepraat het met ongelowiges nie. Ja, ons leef in 'n gebroke wêreld met baie seer en liefdeloosheid. Mense het nodig om te besef dat iemand vir hulle lief is. Die ander kant is dat ongelowiges moet weet dat God se oordeel op hulle rus en dat hulle in Jesus moet glo vir ewige glo of die ewige hel tegemoet gaan. Herlewing loop hand aan hand met sondebesef en sonder sondebesef is herlewing nie nodig nie, moontlik nie. Die wêreld se demografie is besig om te verander. Ja, ons hoor van al die moslems wat tot bekering kom. Ons sien egter ook hoe die moslems in tradisioneel Christenlande inbeweeg en nie hulle geloof verander nie, maar die kultuur van die land verander. Wat staan ons te doen? Hoe gaan ons hierdie uitdaging benader? Gee ons genoeg aandag hieraan of voel ons dit is nie ons probleem nie? Mag God ons seën met wysheid en waarheid en insig. Amen.